die netto arbeid benodig om 'n bewegende voorwerp tot stilstand te bring, is gelyk aan die korrekte antwoord is B, die verandering in kinetiese energie van die voorwerp. Opsie A verwys na traagheid. Traagheid beskryf net die weerstand van 'n voorwerp teen die verandering in beweging. Dit sê niks oor die hoeveelheid arbeid wat nodig is om die voorwerp tot stilstand te bring nie. Nou traagheid is direk eweredig aan 'n voorwerp se massa. Hoe groter die massa van 'n voorwerp, hoe groter is sy weerstand teen die verandering in beweging. Alhoewel die grootte van die traagheid die hoeveelheid arbeid wat benodig word beïnvloed, is die netto arbeid wat nodig is om 'n bewegende voorwerp tot stilstand te bring nie gelyk aan die traagheid nie. Opsie B is die korrekte antwoord. Die netto arbeid verrig is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie. In hierdie geval gaan dit spesifiek wees die kinetiese energie aan die einde minus die kinetiese energie aan die begin, maar die finale kinetiese energie, die voorwerp kom tot stilstand, so die finale snelheid is 0, so die finale kinetiese energie is 0 minus die aanvanklike kinetiese energie, so die eksakte hoeveelheid kinetiese energie wat nodig is om hierdie voorwerp tot stilstand te bring, is negatief die aanvanklike kinetiese energie van die voorwerp. Nou wat gebeur? Kom ons sê weer eens, beginsnelheid is v, tot stilstand eindsnelheid is 0, so ons beweeg van 'n momentum m maal met v na 0 toe. So daar is 'n verandering in die momentum, maar arbeid is nie gelyk aan die verandering in momentum nie. So C is verkeerd. En D verwys na impuls, F net delta T gelyk aan die verandering in die momentum, met ander woorde die kontakkrag maal met die kontaktyd is gelyk aan die verandering in momentum. Dit sê dus niks oor die hoeveelheid arbeid wat nodig is om die voorwerp tot stilstand te bring nie. So D is ook verkeerd.